Nou enige iemand wat besig is met die nuus op 'n gereelde basis, moet die vraag vra na 'n 3 jaar oorlog daar van 7 Oktober 2023 teen die burgerlike populasie van 'n massiewe stad van 2 miljoen mense, wat ons nou Gaza noem. Dis die digsbevolkte area in die hele wêreld. Weet ons tot vandag nie eintlik hoeveel dooies is daar nie. Die vraag is hoeveel dooie burgerlikes is daar. So ons weet hulle die stad gelevel. Hulle het hom 'n Hiroshima gemaak. Die Jode het soveel bomme daar gegooi, dis net nie waar nie. Reg, wat hulle so daarvan die VSA afkry, want die VSA voorsien meer as 2/3 van hulle bomme en al die ander dinge. So sonder die blanke lande kan die Jode glad nie hierdie verskriklike oorloë teen burgerlikes uitvoer nie. Maar die vraag is dan nou, hoeveel burgerlikes is dood? Blykbaar weet die Jode hoeveel terroriste is dood. Wel, dis wonderlike nuus. Maar hoeveel burgerlikes is dood? En dit is net daar waar die probleem inkom. Want die Jode stad lieg openlik. Want hulle kan nie sê hoeveel terroriste is dood nie. Hulle kan nie. Hulle loop 'n lieg oor die getal. En hulle wil of kan ook nie sê hoeveel burgerlikes is dood nie. Hulle gooi hulle handjies in die lug. Hulle doen die dans, die toi. Kyk 'n bietjie hierdie video van Piers Morgan. We know we've killed 14,000 terrorists. No, you don't. Now you tell No, you me. don't. Yes, we do. No, you yes, don't. we do. So you tell me. No, we know I'm how sorry. many I'm not brigades having we've that. gotten rid of. I pressed We the know Israeli. how many brigades. Hang on. We know how hang many on. brigades we've gotten Hang rid on. of. We know how many Hang on. brigades I'm going are to left. respond to you. I did We put know this. how many brigades. I put this we've to an gotten rid of. Israeli government spokesman. I asked him, how many Hamas have you killed? And he gave me this figure. And I said, how many civilians have you killed? And he had no idea. I said, well, then how can you be so precise about how many terrorists you've killed? You can't. If you've got Because no we idea know- how many civilians we you've know- killed, why we should I know believe a how- word about the numbers of Hamas? Because we know how many brigades they have, because we have that intelligence. We know how many brigades So just to be were clear, in different just to be places. clear, you know exactly how many terrorists he's killed, but you have no idea how many We civilians. estimate Ja, die leuns wat hulle so maklik vertel. Die Bybel het gesê, julle vader was 'n leienaar van die begin af, staan daar in Johannes 8, né? Dit is so. Maar wat vir my nou baie interessant is, so hulle het eintlik nie die getalle van hoeveel burgerlikes is daar, hoeveel kinders is dood, hoeveel refugees is oor, hoeveel terroriste het hulle kastig doodgemaak nie. Die plan was van die begin af, om soveel as moontlik dood te maak, plus, om die stad gelyk te maak, sodat hulle daardie area kan rezone vir Joodse territorie, en dat hulle 'n Franse Riviera kan oprig met 'n Trump hotel en 'n golfbaan en so aan. Dit is nou op die lyke en die asse van ander mense. Ek verstom my dat daar mense dink dat God sal seëninge gee daar oor die Jode staat met hierdie verskriklike baie bloedvergieting. Daai ouens ken nie hulle Bybels nie. Toe Dawid vir God 'n tempel wou bou, toe sê God vir hom, jy het vir my baie oorloë gemaak en ek is baie bly daaroor. Reg? Maar jy het te veel bloed aan jou hande. Kan nie vir my 'n tempel bou nie. Jou seun moet maar vir my die tempel bou. Nou ja, dis presies dieselfde geval met die Joodse staat. Hoe dit ook al sy, daar's ander inligting wat hier baie belangrik is. Luister mooi. En dit gaan oor die bomme wat hulle gegooi het. Die rede hoekom hulle nie kan sê of hulle is dood en so aan nie, is eerstens word die VN nie toegelaat daar nie. Hulporganisasies word nie toegelaat nie. Joernaliste word nie toegelaat nie. So dit is 'n sone, is eintlik 'n dooie sone waaroor die Jode waak. Niemand mag daar ingaan nie, niemand mag weet wat daar aangaan nie. Want as jy daar ingaan en jy gaan sien wat daar aangaan, dan sal die wêreld baie meer kwaad wees as wat hulle nou is. Verstaan jy? Nou is dit 'n stadige opbou. Ons gaan die ding sien swaai, dat dit 'n volledige anti-Zionist situasie gaan word in die wêreld. Totdat die 10 nasies opstaan en die Zionist tyd van die tafel afvee, soos wat Openbaring 17 vir ons so mooi verkondig. Nou baie belangrik is, hulle het 'n sekere soort bom gebruik, daar in Gaza. Hulle noem dit 'n thermobaric bom. En daardie bomme is verskriklik warm. Hulle praat van explosives like tritonal en PBXN 109. En dis 'n tipe van 'n bom, hy suig die suurstof op en hy ontplof teen 'n geweldige hitte, 2500 grade Celsius en meer.
Wat beteken, daar waar hy ontplof, incinerate, veras hy alles. Daar bly nie lyke oor om te tel nie. So, as jy nou lyke daar gebou uit gaan trek jy, miskien is daar 100 in, 80 is geincinerate, jy kry net die bietjie die bloedspatsels teen die muur, wat jy kan sien, maar dan lê daar 20 lyke. Nou lyk dit of daar 20 dood is in die gebou. Nee, daar's meer dood. Die ander is net veras, jy kan dit net nie sien nie. En dit was natuurlik met opset so gedoen. So, die Jode, en hierdie is 'n onwettige wapen, mag dit nie gebeur, ryk nie, onwettige wapens. Nou, die getalle is dat daar 73.000 fatalities is. Ek sien die VN praat van ten minste 20.000 kinders wat dood is. Maar die vraag is, hoekom kan niemand ingaan daar en die mense gaan tel nie? Ons weet, kom ons sê, daar's nou 6 kampe met refugees in, kom ons tel hulle, ons weet wat is die situasie, ons kan hulp verleen, wat dit ook al is. Maar dit sal die Jode nie toelaat nie. Want al hierdie skades en skandes gaan uitkom, en dit mag nie gebeur nie. So hulle sê, daar's heel moontlik 1,7 miljoen tot 1,9 miljoen Palestiniërs wat nou daar sit, in kampe, daar's nie dak nie, daar's nie huise nie, daar's niks oor nie, hulle bly in plastiek tente, en dan bom die Jode, die IDF bom daai kampe, met die plastiek huisies, plastiek tente oor, bom hulle met vuurbomme. En die mense, die verbrand in die tent. En kan jy nou dink aan die brandwonde wat daai mense mee sit, die wat nie dood is in hierdie tipe bomme nie. Nou ek het in 2020 met petrol gebrand hier by my huis. En ek was 'n jaar kon ek nie werk nie. En ek net aan my regterarm het baie sleg gebrand. En ek wil vir julle sê, dis 'n hel wat ek vir niemand toewens nie. Nie my grootste vyand nie. Om so te brand nie. En dit was, my brande is nie naaste by dit wat van daai mense het, daar in Gaza, of daar in Libanon, waar die Jode hulle so bom nie. Moordbende, dis 'n moordbende. So, dis 'n hel wat ek vir niemand wil toewens nie. Net sodat jy mooi verstaan, kom ons kry net of ons kan kop kry, ons nie kan begin verstaan wat hier gebeur. Want dit is verskriklik dat hulle dit doen aan ander mense, en die wêreld bly stil. Sulke wonde moet 2 of 3 keer 'n week geruil word. En elke keer wat hulle hom oopmaak, brand dit weer van vooraf. So dis asof jy dis daar waar jy gebrand het. Dieselfde dag dit hou nooit op nie, die brand hou aan mekaar. Dan sit hulle gase op, as jy die regte gase kan kry. Spesiale gase. Daai gase brand vir die tydperk wat hy op die wond is, brand hy, sê maar hy is 4 dae op die wond, brand hy aanhoudend. Hy brand aanhoudend. Want hy bly afskei, want mense sterf van brandwonde. Dis die maklikste om dood te gaan, jy gaan dood aan 'n brandwond. Ek kan meer hieroor uitbrei. Maar partymal verstaan, is asof ons nie kan indink in hierdie verskriklike situasie in nie. En dan bly ons die Jode se situasie goed praat. Ons is pro-Zionist. Die Jode is nou die Israel van die Bybel. Nee, is 'n leuen. Maar hoe dit ook al sy, dat ek jou iets verduidelik. So, elke keer dat hulle opsit, brand dit van vooraf. Die skoonmaak van die wonde, dit brand van vooraf. En dit is aanhoudende brand. Die brand hou nooit op nie. So, totdat die plekke begin gesond raak. Vat 'n jaar. Ja. So, hoekom sal 'n mens ander mense deur so 'n hel sit? Kinders, ou mense, why would you do that? Omdat jy boos is. Ja. Jou vader was 'n mensemoordenaar van die begin af. Maar, dis interessant, daar is 'n ou wat 'n interessante researcher, 'n Jood, Israeli researcher, Yaakov Garb, van die Harvard Dataverse. Hy het op 'n stadium 'n ding uitgebring, toe sê hy, 450.000, tussen 400.000 en 450.000 is dood in Gaza. Hulle is missing, unaccounted for, or removed from active population registries. Dit meen, dis moontlik wat ons vermoed wat die dooies is. Ek dink die dooies in Gaza is nader aan 1 miljoen. Maar nou, waar is die lyke? Waar is die lyke? Jy sien, is so 'n lekker manier om mense ontslae te raak. Daar's nie lyke nie, there's no proof. En niemand mag gaan kyk wat daar aangaan nie. En niemand mag die vraag vra, van waar is jou familielid, waar is hierdie familielid, niemand mag nie.
want die Jode waak oor hierdie dooie area. Nou ja, luister 'n bietjie hierdie mooi, baie interessante video. They are using internationally prohibited weapons that evaporates people. And I'll give you one guess as to who is supplying them. And I need you to understand, when I say evaporate, I mean there's no skeleton left, there is no organs left, nothing is left except for maybe traces and splatters of blood. And since just October of 23, over 2,842 lives have been evaporated off this earth. And that number isn't just a guess. After a structure is obliterated, they go in, and when they're like, hey, we should have 4 family members who lost their lives here, but there are no bodies, that means that 4 people were evaporated. How are they doing it, you ask? They're using, again, internationally prohibited thermobaric weapons that reach over 6,332 degrees Fahrenheit. And just for reference, a cremation furnace that is used to cremate human remains reaches a maximum temperature of just 1,800 degrees Fahrenheit, where after an hour and a half to 3 hours, the body is cremated to the point that most bones, but there are still some bones left. Do you want to know what the difference in that 4,500 degrees is? At just 3,000 degrees Fahrenheit, because of the massive pressure and oxidation.